conferentie. Ek hoor so 3 mense sê ons hou konferensie. Prys die naam van die Here Jesus. Ek wil toch net vra, kan ek maar die baadjie uitdruk die baas? Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek groet vanmiddag apostel, sy vrou, elke broer, elke suster, al die pastore, evangeliste, halleluja, alle manne en vroue van die Here, gesande van die koninkryk van God. Halleluja. Ek sê ons hou konferensie. Ons hou konferensie. Halleluja. My gees voel vanmiddag vol. Amen. Ek het 'n geweldige paar dae gehad, prys die naam van die Here. Yes, sir. En voordat ek hierna toe gekom het, toe besluit my mag, hy het nodig om vir my te sê dat hierdie goed wat hier in jou binneste is, jy het besig om iewers te gaan. Ek is baie ongemaklik, prys die Here, want die een ding is, mense dink is maklik om te preek. Ek sê dit altyd, is maklik om te preek as jy nonsens preek. Amen. Maar het is moeilijk om die zaak van die Here te brengen wanneer een mens nodig heeft om te horen. Dat is precies wat die Here wil hê ek moet sê. Dit gaan niet oor een geleentheid nie, maar het gaan oor die mond van die Here by my ore. Zodat wanneer ek my mond oopmaak, dat ek sê wat ek van die troonkamer van die Here gehoor het sê. En terwyl ek by die werk is en die gees van die Here saam met praat, oor hierdie oggend toe gewaar ek hoe my hare reis, halleluja. Toe sê ek, Here, nou verstaan ek dat dit is u woord, halleluja. En as ek vanmiddag die tema van my woorde sou gee, dan sal ek het noem, God het vir ons 'n altaar opgerig. Halleluja. Come on. God het vir ons 'n altaar opgerig. Yes, sir. En of ons het vanmiddag wil glo of nie, of dit goed en of dit sleg is, maar iewers opreik ons in ons lewens vanaf 'n altaar. 100%. 100%. Amen. 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 En soms is ons nie die oorsake van die altaar van waarvan af ons opreik nie. Sommige van ons kom tot by 'n plek, dan kan ons nie verder gaan as daai plek nie, as gevolg van die altaar van my oupa en my oupa grootjie, wat hulle opgerig het, wat nooit afgebreek is nie. Die altaar beperk my. Halleluja. Ek wil nie vanoggend praat oor generasie altare nie. Ek wil net praat oor die altaar wat God vir ons opgerig het. Een ding wat jy nodig het om te verstaan is dat altare authorized systems. Amen. Om in die aarde te opereer het ek nodig om 'n liggaam te hê. Yes, sir. Geeste kan nie in die aarde operate nie, omdat hulle het nie liggame nie. Maar in die tyd van waar ons lewe operate, die magte en die geeste. Hoekom? Want immers as daar 'n altaar opgerig. Altare het die potentiaal om 'n portal te maak. En deur daai portal kom goed en kwaad hier. Amen. 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 Altare gee toestemming vir sekere goed om te gebeur. Amen. Amen. Altare as die plek van encounters. En altare kan ook geestesimmens. Altare is die plek waar beloftes geactiveer word. Genesis hoofstuk 8 vers 20 tot 21. Ek gaan net quoteer, ek kan lees. Amen. Bybel sê, en die Here Noag, nadat hy die duif uitgestuur het en die duif teruggekom het met die takkie in die bek om
dat die aarde as droog. Sê die Bybel, het Noag 'n altaar opgerig. Amen. Amen. En die Bybel sê dat Noag het van die lewende diere wat in die ark was, geneem en dit geoffer voor die Here. Hoor wat sê die Bybel? Die Bybel sê, en die reuk van die offer was so aangenaam voor God, dat God besluit, as gevolg van die altaar, sal hy nooit weer die mens in die vorm van water ombring nie. Die altaar maak dat God 'n belofte aan plek sit. As ons die reënboog sien, dan herinner die reënboog ons aan die belofte wat God gemaak het. Altaar het die vermoë om die hart van God te beweeg. Minister. Prys die naam van die Here. Altars is the place of covenants. Altars activate and maintain covenants. Vir wat bedoel u? Bybel sê die Here gee aan Jacob, aan Abraham, die belofte dat in deur sy nageslagte sal die Here vir hom 'n nasie gee. Amen. Amen. En toe Abraham die woord van die Here hoor, die volgende ding wat u lees in Genesis 12 vers 7, die Bybel sê, en Abraham het 'n altaar opgerig, want die belofte kan nie geactiveer word sonder 'n altaar nie. En toe Abraham die altaar oprig, toe word die woord van God geactiveer. Wanneer worry nie, ek worry so bietjie. Ek gaan net so vir 'n rukkie nog so boor en dan gaan ek so 10 of 15 minute saam met u gaan ek vir u bedien en dan is ek heeltemal klaar die bares. Prys die naam van die Here. Halleluja. Vers Bybel sê hoofstuk 15. Praat die Here weer saam met Abraham. En Abraham hoor die Here en Abraham in die hoofstuk gebeur iets merkwaardig, apostel. Die vorige gedeelte het Abraham 'n altaar opgerig. In hoofstuk 16 sê die Here vir Abraham, neem vir my 'n duif. Amen. En die Here gee vir hom, neem nog 'n paar goed wat lewendig is en bring dit voor my, sny dit middelteer. Amen. En lê dit voor my neer. Die keer het God self die altaar opgerig, want hierdie keer het God vir Abraham gesê, Abraham, nou dat dit deur jou maag 'n kind gemaak het, wil dit nie sê, dis die belofte wat ek saam met jou gemaak het, wat ek eer nie, maar omdat jy ontrou was aan die belofte wat ek saam met jou gemaak het, nou maak ek 'n belofte, Abraham, en ek bou 'n altaar op my belofte, dat die belofte sal niemand verbreek nie. Altare. Die ding wat jy moet verstaan omtrent altare word nie oud nie. Altare sterwe nooit nie. Vir wat bedoel jy? Bybel sê Abraham het 'n altaar opgerig tussen Ai en Bethel. Yes, sir. Het die altaar opgerig. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Ek bring bevestiging dat altare sterwe nooit nie. 'n paar jaar na Abraham kom Jacob, Abraham se kleinkind. Abraham se kleinkind, toe hy gebore was, sy oupa al gesterwe. Prophetically lei die gees van die Here vir Jacob tot by die plek Bethel. En hy neem 'n klip en sit die klip onder sy kop omdat hy gaan rus het want hy was moeg. Altare as portals is an open window. Onthou,
Jacob het nie God gebring tot in Bethel nie. Die Bijbel sê hy het geslaap en hy het gedroom en hy het 'n geopende hemel gesien en hy het 'n leer gesien en hy het gesien engele wat op en af beweeg. Ek beweeg 'n bietjie vinnig, luister maar vinnig die baris. Die Bijbel sê en aan die bokant van die leer het God gestaan. Ja. Amen. Ja. Beteken Jacob het nie God Bethel toe gebring nie. Jacob het van God by Bethel kom kry. Want Jacob se oupa het klaar 'n altaar by Bethel opgerig. There was already an open window. Die venster het oopgegaan by sy oupa en sy oupa is oorlede en die window is steeds oop. Altare sterven nie. Yes. Yes. Halleluja. Kom ek maar nog 'n voorbeeld. Die Bybel sê in die troon van God, Openbaring hoofstuk 20, die Bybel sê as daar 'n goue altaar. En die Bybel sê wanneer die kinders van die Here bid, dan vang die engele die gebede van die kinders en hulle gee dit oor die altaar uit. Yes, sir. My ma het gebid toe sy nog 'n sondaar. Maar my ma se gebed hou my van wanneer sy gebed het tot die dag wat die Here my gered het. Want haar gebed was 'n altaar wat sy opgerig het. Is hoe lang afvallig, maar die ma het gebid. Die gebed is steeds vars voor die troon van God. Want altare sterven nie uit nie. Sê vir iemand dan nou rondom u, het nodig om 'n altaar op te rig. Ja. Het nodig om u eie altaar op te rig. Yes, sir. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Altaar is die plek wat destinasies besluit. Altaar is die plek waar humanity met divineness meet. Altaar. Altaar. Yes, sir. Altaar. Yes, sir. Is the place where vows becomes covenants and the covenants are established. So altar established covenants. Wat 'n nonsens praat die jong. Hoekom noem hulle dan die plek waar die waar mense getrou word, die altaar? Hoekom maak ons dan die vows by die altaar? Want die altaar is die plek waar beloftes gevestig word. Altaar maintain and renew covenants. It maintained them. And it renewed them. Oh, praise die naam van die Here Jesus. Nou het jy so 'n bietjie idee van die altaar. Snaaks genoeg, wanneer ons besluit om ons harte vir die Here te gee, waarheen kom ons as ons hier voorkom? Daar kan nie 'n covenant wees sonder 'n altaar nie. Ek kan nie 'n besluit neem sonder 'n altaar nie. Die altaar is belangrik. Die Bybel sê Golgotha. Golgotha is ons se altaar. I see you, sir. I see you.
sacrifice nie. Come on, I see you, sir. Dis die sacrifice wat die altaar van krag maak. Sure. Dis waarom wanneer ongelowiges 'n ding neem en dit doodmaak en God oor jou lewe spreek, dan manifesteer daai goed, want daai offer bring dit wat gespreek was tot lewe. Die plek waar die offer gedoen word voor die altaar. Yes, sir. Onmiddellik. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As u sê, glo nie tyding wat mense op my kan vervloek nie, it's the reality, because there's an altar, and when there's an altar, there's a sacrifice, and it's the sacrifice that makes the altar alive. Open doors. Altar create the open door. Golgotha Hallelujah. is onze altaar. Johannes sien vir Jesus. Johannes sê, daar kom die lam van God. The sacrifice of the altar was Jesus. En as altaar die sterwe nie, Jesus het gesterwe 2000 jaar gelede op Golgotha. Vandag nog word mense gered deur die offer van Golgotha. Oh, there's a light. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Die altaar was Golgotha, maar die lam was Jesus. Brother man. Yeah. Babababosete. You. Sure. The altar was open. God sê, hierdie engel van Maria, jy gaan 'n seun baar. Julle moet hom Jesus noem. Dis die belofte. Julle moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. Golgotha was belangrik dat die belofte van God moes waar word. Toe Golgotha by die altaar is, Jesus ontvang, toe activeer dit die belofte tot onze verlossing. Jesus. Say that to what we mean to Jesus. Wanneer ik bij de altaar van Golgotha kom, is dat klaar een geopende hemel. Dat is klaar een open portal. Dat is al die Bijbel zegt. Ons kan door de troon van God gaan met alle vrijmoedigheid, zodat ons op de rechte tijd gehelp kan worden. Die altaar is Golgotha. Ek sê saam die koortjie, Golgotha se liefde is genoeg vir my. My Jesus.
Dankie vir die altaar, Here. Halleluja. Altaar. Halleluja. Voor die oude. Golgotha. As meer as 2000 jaar gelede. In die altaar. Vandaag nog. Morgen. Oormorgen. Volgende jaar. Sal mensen steeds van die altaar gered word. Dat is een heerlijke, dat is een goddelijke, heerlijkdierende altaar. Praise the Heere Jesus. Praise the Heere Jesus. Minister, sir. Paulus en Silas. As in die gevangenis. Hulle besluit om 'n loflied te bring voor God. Worship is a form of sacrifice. If you have a sacrifice, whenever you bring your sacrifice, an altar is raised. To Paulus and Silas, the altaar oprig. Toe kom daar 'n portal en die krag van God. Vra wat het ek nodig om los te maak, los te breek van hierdie goed wat my oupa en my ouma opgerig het. Jy het nodig om 'n altaar op te rig. You can't destroy an altar without an altar. You need an altar to destroy an evil altar. En die plus ding vir ek en u, ek het nie nodig om 'n altaar op te rig nie, want Jesus het klaar die altaar opgerig. Ek het net nodig om myself te vereenselwig met die altaar wat klaar opgerig is. Ek is besig om klaar te maak. Ek is besig om klaar te maak. Elia kom met die Baalse profete en hulle vra, wie is 'n God as die lewendige God? Wie is 'n God as die waaragtige God? Toe die Baals hulle altaar oprig, het Elia hulle nie gestop nie. Hy het hulle toegelaat om hulle altaar op te rig. Maar Elia het geweet, it takes an altar to destroy an altar. En toe hulle klaar is, toe rig Elia 'n altaar op. Toe om die ding te sê, help my toe om die ding te sê. Oor die jare het ons geleer dat die name van God is Jehovah Jireh, Jehovah Nissi en Jehovah Shammah. ja. Jehovah Elohim. En ek study rondom altare en ek besef die mense het ons al die jare verkeerd geleer. Come on, sir. Want dis nie die name van God nie. Come on, sir. Die Bybel sê, nadat Gideon die altaar opgerig het, toe gee hy die altaar se The naam name of the place. Jehovah The name of the place. Nissi. Yes, sir. The name of the place. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because an altar is a place of encounter. Yes, sir.
nonsens. Wat 'n nonsens praat die jong. Bybel sê, die engel van die Here kry vir Hagar in die woestyn. En alles wat daar gebeur tussen die engel en Hagar, sê die engel vir Hagar, Hagar, jy het 'n seun binne in jou. En daai seun se naam moet jy noem Ismael. Wat beteken the God that hears. En nadat die engel vir Hagar dit gesê het, toe rig Hagar 'n altaar op. Gaan lees die skrif. Die Bybel sê, en Hagar noem haar altaar El Roi. The God who hears. The God that sees. Dis die God se naam nie. Dis die naam van die encounterment wat sy gehad het. Prys die naam van die Here. Voordat my ontgaan, 'n altaar in Hebreëus word genoem Masbah, wat vertolk word the place of slaughter or the place of sacrifice. Dis waarom ek sê Golgotha as ons altaar, because it was the place of sacrifice. Mag die Here u ryklik seën. Hallelujah. Hallelujah. Dank God vir Golgotha. Ek sê dank God vir Golgotha. Dankie vir die altaar vanoggend. Ek sê dank God vir die altaar. As hy nie die altaar opgerig het nie, mag ons nie vandag nie. As hy nie die altaar opgerig het, mag ons nie vrygemaak nie. Maar ons redding is op Golgotha. Ek sê ons redding is op Golgotha. U redding is op Golgotha. God het het altaar opgerig. Die net vir vandag nie, maar vir môre en vir oormôre. En maak nie saak of jy kinders het nie, of jy kinders gehad het nie. Dit is vir hulle. Dit sal vir die kinders wees wat kom. Dit sal vir die toekomstige tyd wees. Because once God 'n altaar opgerig het, ek sê dat is die altaar vir ewige. Dat is die altaar vir ewige. Halleluja. Iemand gee die Here prys. Iemand gee die Here 'n prys vir die altaar. Halleluja. Iemand sê Golgotha. Iemand sê Golgotha. Halleluja. Halleluja. Oh, wat 'n woord. Wat 'n woord. Halleluja. Dit maak nie saak wie op 'n altaar geoffer het. Het maak nie saak wat hulle gespreek het oor jou en jou familie op 'n altaar nie. Het maak nie saak wat sangoma hulle by was en 'n altaar gebou het nie. Het maak nie saak wat die sangoma gegee het en wat hulle in jou hart geplant het nie. Dit maak nie saak wat se negatiewe woord hulle oor jou lewe gespreek het nie. Ek verstaan vanoggend dat ek hoef nie eers met hulle te fight nie. Ek hoef nie eers met te concern nie. Ek moet net my eie altaar bou. En while ek my altaar bou, dan breek die altaar. Elke altaar wat in my opgerig is. Ek sê maak nie saak wat die duiwel beplan het nie. Daar's 'n altaar wanneer ek my mond oop maak en ek begin worship. I want to declare this morning that I will not be silent. I will not be silent. I will not be silent. I will worship. Worship. I will worship the King. Yes, Ataralababoshe. Eretahandelababosha. Hindalababosha. Wat 'n woord volgen. Jouw redding is op Golgotha. Sê jou redding is op Golgotha. Paulus sê het met niks anders voortgeneem nie, Pastor Connie. Behalwe om vir julle te spreek Christus en hom alleen die gekruisigde. He understood fully dat die oomblik sy bloed gevloei het, toe bou die Here 'n altaar uit sy bloed uit. En
Vanuit sy bloed het ons vanoggend redding. Vanuit sy bloed het ons vanoggend genesing. Ek gee nie om wat so kwaad jy in jou liggaam het nie. Ek gee nie om wat die dokter gesê het nie. Want deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Ek spreek vanoggend genesing vanmiddag in die plekke. Ek kom teen elke mag van die hel, elke mag van krankheid in die naam van Jesus. Ek verklaar vanoggend elke migraine, ek verklaar elke ulcer vanmôre, vanaand. Ek verklaar elke kankermag. Ek verklaar vanaand elke plan van die hel genesing. Ek sê genesing, genesing. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Elke familiekrankheid cease vanavond. Elke familiesiekte cease vanavond. In die naam van Jesus. Be healed in the name of Jesus. You go tonight. You go in Jesus' name. You go in the name of Jesus. You go in the name of Jesus. I'm raising the altar tonight. I'm raising the altar. Altar. We are raising the altar again. We are raising the altar tonight. We are raising the altar tonight. We are raising the altar tonight. Say we are raising the altar tonight. Lang genoeg in die tyd met jou familie tricks gespeel. We are raising the altar tonight. Lang genoeg in die tyd met jou bondage gehou. We are raising the altar tonight. Lang genoeg in die tyd met jou vastgehou en jou finansies vastgehou en jou omstandighede gehou. But we are raising the altar tonight. We are raising the altar tonight. Rababosha. Hoor my vanaand. Jy gaan sluit in die blik. Maar wat die nommer van die gangsterism, wat het maak wat het is nie toe dit gestig was en 'n altaar gevorm is nie. Maar die feit dat hy elke dag wanneer 'n jong man val, dan val daar bloed op die altaar. Wat die altaar sterk maak, is wanneer sy elke keer teruggaan en weer bloed op die altaar sit en weer 'n sacrifice op die altaar bring, wat Golgotha 'n reality maak. As die feit dat ons elke keer teruggaan, elke jaar hier kom and we sacrifice ourselves, we sacrifice our lives on the altar, and when we do it, the altar becomes alive, the altar becomes active, because there's blood on the altar. Ek wil vanoggend mense roep, wat sê, my uitstap vanoggend in die crowd is vanoggend my manifestasie wat ek maak, dat ek vanoggend op die altaar Golgotha kom, en ek vanoggend myself op die altaar sit, en sê vanoggend vat ek my oorwinning, vanaand vat ek my oor victory, vanaand vat ek my kinders terug, vanaand vat ek my huis terug, vanaand vat ek my man terug, vanaand vat ek my omstandighede terug. Wil jy nie gou kom hier vanaand en in die kom staan en sê tonight, baie goed het gebeur in my familie, baie goed het gebeur in my huis, baie goed het gebeur in my huisgesin, but I'm standing on the altar tonight. I'm claiming tonight, armoede in onze familie was van 'n lang tyd, mense in ons familie. Wil jy nie kom
naam dus mee aan. Je ziet wat die duivel gedaan heeft. Hij is jouw hele familie verlangt. Hou jouw hele familie in armoede in de situaties. Maar vanavond heeft je die opportunity om te deel met die altaar wat in jouw familie opgericht is. Vanavond is jouw opportunity. Wil je niet in de plek van jouw familie komen staan en say, I'm standing on behalf of my family tonight. Stand vanavond on behalf of my family. Stand voor mijn broer hier vanavond. Vastgevangen zijn omstandigheden. Ik sta vanavond voor mijn man. Ik sta niet op die altaar. Tonight I'm giving myself as a sacrifice on the altar tonight. Tonight I believe God is doing a great thing. He's doing a mighty thing. Wil je die kom daar, kom nog mensen vandaan. Maak plek, maak van een plek van die stoelen. Als je dat optelt, tel die stoelen op, maak van een plek. Is mensen wat gekomen vanavond. Because there's an altar. There's an altar here tonight. There's an altar, there's an altar. Lang genoeg heeft die duivel gedaan wat hij doet. Maar als de altaren in die plek vanavond. Ik ga nog maar even gaan scholen. Kom aan van de Heer. Come on van de Heer. I want you to pray for us tonight. Pray for us tonight. There's an altar. As jij zeker vanavond dat die goed wat je terugdrang, kom je hier een altaar waar je ouders gebouwd was. Je zeker vanavond dat jij is vrij van de influence van altaar. Je zeker vanavond. Als je zeker is vanavond hoef je niet te komen. But if you are still in doubt tonight, if you feel the devil, who come in devil, and know it here, come in your family lady. Tonight is your opportunity to come and stand right here. Say, stand for Nandi because I'm breaking the altar. In the name of Jesus. Kom ons steek dit ons hande uit. Vader, dit is in de naam van Jesus. Ons keer erken vanmiddag die altaar van Golgotha. Ons erken vanmiddag, Here, die altaaroffer. Christus Jesus van Golgotha. Ek kom vanmiddag teen elke altaar wat opgerig is. Generasiealtare vanmiddag, Here, van krankheid. Generasiealtare van armoede, Here. In die naam van die Here Jesus van Nazareth breek ek dit vanmiddag af in die naam van Jesus. Ek ben die bloed van Golgotha. Ek ben die bloed van Golgotha. Ek ben die bloed van Golgotha. Waar hierdie altare opgerig was. Vanmiddag rig ons 'n altaar op. Deur te erken dat Christus as die alleen waaragtige lam van God. Daarom neem ek gevangen elke gees, elke mag van die bose. Ek neem dit nou gevangen onder die gezag van die Heilige Gees. Ek stuur terug vanmiddag, Here, in die naam van Jesus. Elke vloek wat uitgespreek is. Elke negatieve woord, elke woord uit die mond van die Sangoma, uit die mond van die oorheks, die bloed van Jesus, die bloed van Jesus, die bloed van Jesus, U maak los, U bevry, Here. Ek spreek gesondheid, waar daar nou krankheid is, in die naam van Jesus. Ek roep terug, Here, waar afvalligheid aangekom het, in die machtige naam van Jesus. In die machtige naam van Jesus. U breek die generasievloeke, Here. Dit wat my oupa, Here, oupa grootjie, Here, veroorsaak het. U breek dit vanmiddag aan die gesagsnaam van Jesus. Ek verklaar vanmiddag, ons is vry in Jesus' naam. Ons is vry in Jesus' naam. Baie dankie, Vader. Ons eer U daarvoor in Jesus' naam. Kan iemand net skree,